glo sy pa en ma, oupas en oumas, vorentoe sal kom. Kyk net hoe die mooi op die, ja? Is dit nie lekker om te sien, ons het hier, is so lekker om in die kerk te kom het en die slaap, wat reg is vir insering. So jy nog steeds baie klein, is die slaap met die dit is so baie, ek sê gaan nou lekker na hulle slaap. Ek wil ook hier my vrou te kom. Ek wil graag vir ietsie lees, voordat ek begin. Met die insering, ek gaan ook agterkom baie vanaf, in hierdie gemeente, in die kerk, glo ons nie, die kindertjies te doop nie. Ons doop nie, kindertjies nie, kinders kan nie gedoop word nie, want hulle het nie sonde nie. Hulle is wel in sonde gebore, en in die wêreld ingekom in sonde, maar hulle kan nog nie bely dat hulle sonde het. Ons as groot mense kan bely dat ons sonde het, en ek wil vir hier in regtigheid. Wanneer ons by so 'n geval kom, dan seën ons die kinders in. Ons seën hulle en gee hulle terug by die Here. Ek wil graag vir julle hierdie gedeelte lees, en ek gaan 2 gedeeltes lees in Matteus uit. Die eerste ene uit Matteus 18, vers 1 sê hy, in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemel? Toe roep Jesus die kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander soos hierdie kindjie word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat vir hom verneder soos hierdie kindjie, hy sal grootste in die koninkryk van die hemel wees. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang my. Maar elkeen wat hierdie kindjie van my, wat in my glo, laat struikel, dit sal vir hom beter wees om 'n meelsteen aan sy nek te hang te word en in die weg te sit in die diepte van die see. Ek het nou vir julle gelees wat gebeur as jy nou kwaad is met hierdie kleintjie. Jy gaan dit agterkom ook in die gemeente, ons maak nie die kindertjies net stil nie. Ja, as hulle stout is, anders dan. Maar in die gemeente glo ons dat ons word soos kinders. Want as jy nie kan word soos 'n kind, jy kan jy word die koninkryk beerwe nie. En ek wil vanoggend vir julle vertel dat hierdie kind is presies dieselfde. Ons kan nie hierdie kind laat struikel nie. Hierdie kind moet geleer word van Jesus. Elke kind moet geleer word van Jesus Christus. En ons glo baie diep daarin dat as ons nou al die kinders begin leer van Jesus Christus, wanneer hulle oud genoeg is, dan gaan hulle besluit maak wat reg en verkeerd is. En ek wil vanoggend ook vir die ouers sê, en vir die oumas, die oupas sê, luister baie mooi, leer die kind van Jesus. Terwyl hulle jonk is, leer hulle op skool toe, sonnaarskool toe te kom. Leer hulle om kerk toe te kom. Leer hulle dat Jesus die belangrikste punt is in jou lewe. Wys dit vir hulle. Want daar gaan 'n tyd kom wat hulle 'n keuse moet maak. En dan moet hulle die regte keuse kan maak. Ek spot altyd daaroor en julle moet nie kwaadlik nie daaroor nie, maar ek sê altyd vir my kinders, jy het nie 'n wil nie, jy het 'n mamma en 'n pappa. En hoekom ek dit altyd sê is want die Here sê in sy woord, ons moet ons kindertjies groot maak in sy weë. Ons moet hulle reg groot maak. Wanneer ons hulle reg groot maak, dan gaan ons dan lei ons hulle na die regte weg toe. Maar as ons hulle verkeerd leer en nie leer van Jesus nie, dan gaan daar moontlikheid wees vir ons vorentoe. Ek wil vir julle vanoggend ook sê is dat en baie mense praat nie daaroor. Ons moet leer om ons kinders te leer van Jesus, al wil hy niks hoor nie. Wanneer hy 18 is en hy het sy verstand en hy maak 'n besluit, of sy 'n besluit gaan maak op 18, moet dit wees, mamma, papa, lei my na Jesus.
Dit is die belangrikste. En ek wil vanoggend, ek praat nie net met hulle vanoggend, ek praat sommer met almal vanoggend, is dat ons moet ons kinders leer van Jesus. Bid vir hulle, leer hulle hoe om te bid, in te tree vir mekaar. Weet jy wat is so kosbaar as jy kom by die kamer en my siekere vir die ander dag? Ek gaan bid, terwyl ons laat aand moet gaan slaap, bid ek en hy kom nogal eens die oggend, word hy, toe hy wakker word, en sê, papa, ek het jou gehoor bid, en ek word opgedrang te bid. En ons het ook toe daai aand al gebid, maar ek het die gevoel, ek kan nie slaap, maar hoe moet ek weer bid. En hy sê, ek sê vir hom, sê, kyk, dit is hoe jy moet wees, soek die Here. En op 'n jong ouderdom het ek die Here ook gesoek, en dit is waar die wortel geplant is, die fondasie gegooi is, die fondasie moet reg gelê word vir ons kinders. So ja, ek het ook klaar gebeklei met die, moenie aan die kindertjies struikel nie, maar bring hulle na Jesus toe. Matteus 19 vers 18 sê, toe bring hulle die kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Nou vanoggend van ons die kindertjie, van ons Isabella in seën. En voordat ons nou waarheid ons seën lees vir jou. Kom ons vra eers vir die Here vir gebed. Kom my vrou, dit is ons voorreg om die waarheid vas te hou. Sorry dat my pas. Dis ons geleentheid, ons kan dit nou doen. Want dit is ons voorreg. Kyk hierdie mooi. Ek is baie vir kinders. Ek is kwaad, sy weet. Sal verstoor. Maar dit is so oud. Here, ons kom vanoggend terwyl ons bid vir hierdie babatjie en ek wil kom bid, Here, ons seën haar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bid ons Here, ons bid Here dat die seën van die Here op haar sal wees, op haar ouers sal wees, op haar broertjie sal wees, op die oumas en die oumas sal wees. Ons bid Here dat U haar sal seën. Maar alles wat sy deur kom gaan, Here, bid ons dat haar 'n keuse sal wees wanneer sy oud genoeg is om haar verstand te gebruik, dat sy die seën van die Here sal kies oor die wêreld. En terwyl ons bid, Here, bid ons Here, ons gee haar in U hande, Here, soos U haar in die wêreld ingebring het, gee ons haar terug vir U. En soos ons omdraai en dit teruggee in die ouers se hande, bid ons dat die seën van die Here op hulle sal rus. Dat die seën van die Here so sal rus op hulle, dat wanneer hulle haar oogies oop sal gaan, hulle die seën van die Here op hulle lewe sal sien. Terwyl hulle by sal sien groot word. Ons bid vir wysheid en kennis, Here, oor haar af, dat die Gees van die Here op die jong ouderdom in haar lewe sal werk, dat die Gees van die Here haar sal opwek en dat sy 'n voorbeeld sal wees hoe die kerk moet wees, hoe die kerk, Here, verander moet word in die Gees en die waarheid. En ons gee U al die lof en die eer. Ons bid, Here, terwyl ons hulle arm van haar pa en moeder sal gee, dat so ook, Here, die seën van die Here op hulle sal kom rus in Jesus naam. Ons gee al die lof en die eer. Ek bid die bloed van Jesus oor haar af en ons dank U daarvoor in Jesus naam. En ons loof U. Amen, amen. Prys die Here. Ons het 'n sertifikaat gemaak vir haar. Die oupas en oumas, julle het die voorreg om te bederf. So, moenie te veel bederf. Nie gee vir ons ook 'n kans vir die kerk om te bederf. Maar ja, dit is 'n voorreg vir julle om te bederf en mag die Here ons seën. Julle is bevoorreg om so 'n jong meisiekind te hê. Ek is trots op my kinders. Ek weet wat se trots daarin is en ek wil dit sien toe Brendan nogal daai dag toe daai kind gebore is. Ek wens hulle kon dit sien. Ek was nie by die hospitaal. Maar daai ou se borskas was net te klein vir sy hart om my trots. Is dit nie lekker om trots te kan wees op jou kind?
Ek wil vir julle sê, my kinders maak my baie keer kwaad, maar daar's een ding. Ek is trots op hulle. Laat sy 'n seën vir julle wees. En mag oumas en oupa, ekskuus, ek sê nou net oumas en oupa, maar laat oumas en die oupa trots wees. Julle mag trots wees, want dit is julle seën. Die Bybel praat van seëning vir ons nageslag. Dit is julle seën op julle nageslag. So vat dit, wees trots wanneer jy uitstap sê, ek is trots se ouma. Maar dis dit. Julle mag, maar ek gaan julle nie keer. Sê julle lees en julle gaan julle mag vandag. So ja, prys die Here. Kom steek ons hande net so uit en ons seën ons. Bid ons die seën van die Here te oor. Prys die naam van die Here. Mag die Here elkeen seën. Prys sy naam. Amen en amen. Prys die Here. Ja, ek was my klaar te maak. Ek gaan nou vir julle oorgee op die afkondigings. Net voordat hy die afkondigings doen, wil ek net vir u vra, ons